Hi julle, vandag se vraag is graad 10 stroombane en in die skets word al die inligting vir jou gegee saam met die deel wat sê die lesing op A2 is 0.3 ampere. So dit beteken A2 se waarde is 0.3 ampere. En dit geld net solank so die skakelaar S oop is. Dan vraag 1 vra vir jou, bepaal die lesing op A2 en A3. In die vertakking wat gaan deur die 30 ohm weerstand en A2 het ons die weerstand en ons het die stroomsterkte. So ons kan potensiaalverskil gaan bereken. Stroomsterkte is dan 0.3 ampere, weerstand is 30 ohm en dit gee my 'n waarde van 9 volt. So dit is die potensiaalverskil oor my 30 ohm weerstand. Nou omdat die 30 ohm weerstand en die 10 ohm weerstand in parallel is, beteken dit potensiaalverskil verdeel nie. Dus is die potensiaalverskil oor die 10 ohm weerstand ook 9 volt. Nou as ons die stroomsterkte A3 wil bereken, het ons nou die 10 ohm weerstand, ons weet wat die potensiaalverskil is, so ons kan stroomsterkte gaan bereken. Potensiaalverskil is 9 volt, weerstand is 10 ohm en stroomsterkte is 0.3 ampere. So dit beteken dat A3 se waarde 0.9 ampere is. En 30 ohm en 10 ohm is albei in parallel. So dit beteken dat die stroom wat verdeel deur die 30 ohm en deur die 10 ohm moet saam die hoofstroom in die stroombaan vir jou gee, of in ander woorde A1 se lesing. So as ek A1 gaan bereken, kan ek sê dat A1 is gelyk aan die waarde van A2 plus die waarde van A3. Nou A2 se waarde het ons nou net bereken as 0.9 ampere en die waarde van A2 is vir ons gegee as 0.3 ampere. So dit beteken dat A1 'n waarde van 1.2 ampere het. So 1.2 ampere vir A1. In vraag 2 vra hulle vir jou, bereken die weerstand van R. Nou jy het die stroomsterkte het jy wat deur die weerstand vloei. Jy weet wat die EMK van die sel is, wat 15 volt is. Ons het nou net gesê dat die potensiaalverskil oor dit wat in parallel is 9 volt. So ek kan gaan bereken wat is die potensiaalverskil oor weerstand R. So die potensiaalverskil oor weerstand R is my totale potensiaalverskil minus dit wat in parallel is. So oor die 30 ohm en die 10 ohm. Die totale potensiaalverskil is 15 volt. Die potensiaalverskil oor dit wat in parallel is 9 volt. En dit gee dan vir my die antwoord vir die potensiaalverskil oor weerstand R. Nou as ek die weerstand het, of die potensiaalverskil het, en ek het die stroomsterkte, kan ek die weerstand bereken. Weerstand is dus V gedeel deur I. My stroomsterkte is die 1.2 ampere wat ek nou net bereken het in die vorige vraag. En my 6 volt is dan die potensiaalverskil oor weerstand R. En dit gee my 'n waarde van 5 ohm wat dan die weerstand is van weerstand R. En dan die laaste vraag vra vir jou, skakelaar S word gesluit. Bereken die lesing op al die ammeters. Nou as skakelaar S gesluit word, dan beteken dit stroom gaan deur die stroombaan vloei by die positiewe pool van die battery uit, deur die stroombaan, deur A1, deur R,
tot by die vertakking hier. Omdat daar minder weerstand is by skakelaar S, gaan die stroom net deur skakelaar S vloei en beide die 30 ohm en die 10 ohm weerstand mis. So dit beteken dat die 30 ohm en die 10 ohm weerstand heeltemal uit die stroombaan uitgesluit word. So as ek nou moet bereken wat die lesing op ammeter A1, A2 en A3 is, kan ons begin by A2 om te sê A2 se waarde is 0 ampere. Die rede geen stroomvloei daardeur nie, omdat stroom die pad van die minste weerstand volg deur die skakelaar. En presies dieselfde geld vir A3. Daar is geen stroom nie, wat beteken die waarde moet 0 ampere wees. En as ek dan A1 wil bereken, stroomsterkte se simbool is I, en dit is gelyk aan V op R. Dit is nou my totale stroomsterkte van die stroombaan. Ek weet wat my potentiaalverskil is van 15 volt. Ek weet wat my weerstandwaarde is. Ek het nou net in die vorige vraag bereken is 5 ohm. En dit gee dan my 'n waarde van 3 ampere. En dit is dan die stroomsterkte deur A1.